Baie welkom by vanoggend se diens. Kom ons sit net so dan bid ons saam. Here ons God, baie dankie vir die geleentheid om hier te kan wees. Ons wil bid dat U verheerlik sal word deur ons hier wees. En ons vra dat U vir ons vanoggend sal leer deur U woord en deur U Gees. Vir ons leer oor ons verhouding met U en hoe om mense te hanteer vanuit ons verhouding met U, veral ook in moeilike en soms uitdagende situasies. Dit alles bid ons in afhanklikheid van U, hoor ons asseblief. Amen. Geliefdes, die wat self wil oplees, Matteus hoofstuk 5, ek gaan net al 2 kort skriflesings uit Matteus hoofstuk 5 hê. Inleidend in ons eerste hooftema gisteroggend, het ons stilgestaan by die verlossing uit Egipte, en dan word die 10 gebooie ingelei met die woorde: Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. En dan volg die 10 gebooie as 10 breë riglyne vir die inrigting van die hele samelewing. Ons kan dit ook so formuleer, dan kry God se volk die riglyne van hoe gaan lewe mens as jy besef dat jy verlos is. Nou ons as Christene is verlos uit die greep van sonde deur die soendood van Jesus, en daarom is die 10 gebooie en God se ander riglyne in die woord ook vir ons die riglyn van hoe om te gaan lewe vanuit dankbaarheid. En ons subtema is: glo ons anders of leef ons anders? Nou die eerste plek, eerste hoofpunt. Die Jode het God se 10 gebooie, 10 riglyne, geweldig uitgebrei, tot 613 hoofwette en tot letterlik duisende bepalings. En hulle het skynbaar stiptelik, of tot 'n baie groot mate stiptelik daarby gehou, om al hierdie reëls na te kom. Hulle hele lewe het eintlik gedraai oor die wet en die reëls. Ek moet so aantrek, ek moet so eet, ek moet so dit, ek moet so dat. En nou kom Jesus, en in die lig van hierdie stiptelike naleef van al hierdie wette, kom Jesus en hy sê vir sy vervolgelinge, hy verwag van hulle nog meer. En dit val so 'n bietjie vreemd op die oor. Matteus 5 vers 17 tot 20. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete ongeldig te maak nie. Ek het nie gekom om hulle ongeldig te maak nie, maar om hulle volle betekenis te laat kry. Dit verseker ek julle, die hemel en die aarde sal eerder vergaan, as dat een letter of letterstreepie van die wet sal wegval, voordat alles voleindig is. Wie dan ook een van die geringste van hierdie gebooie ongeldig maak, en die mense so leer, sal die minste geag word in die koninkryk van die hemel. Maar vir wie die wet gehoorsaam, en ander so leer, sal hoog geag word in die koninkryk van die hemel. Ek sê vir julle, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die skrifgeleerdes en die fariseërs nie, sal julle nooit in die koninkryk van die hemel ingaan nie. En nou moet ons vra, wat behels hierdie meer? Wat bedoel Jesus as hy sê, as julle getrouheid aan die wet nie meer inhou as die van die fariseërs en die skrifgeleerdes nie? Genadiglik beteken dit nie meer reëls en meer wette nie. Dit beteken meer van die regte gesindheid. Dit beteken meer opregtheid. Die Jode het die wette nagekom, maar nie altyd met die regte gesindheid nie. En daarom kom Jesus en hy plaas die klem op gesindheid en op opregtheid. Nog 'n manier waarop ons dit sou kon verwoord, dit wat Jesus sê, is om te sê, ek het gekom sodat die wet in lyn met sy oorspronklike bedoeling verstaan kan word en uitgeleef kan word. Nie soos robotte wat reëls nakom nie, anders as die godsdienstige leiers. En dan kom Jesus in hierdie gedeelte wat ek gelees het, uit hoofstuk 5, is die begin van die bergrede.
En hierdie bergrede strek van Matteus 5 tot Matteus 7. En hierdie hele bergrede staan bekend as Jesus sy herinterpretasie van die wet. Nie nuwe wette nie, sy herinterpretasie van die wet, om die wet sy volle betekenis te laat kry. En dan vind ons in hierdie bergrede van Jesus, wat ek wil noem, 'n refrein. Hy begin elke keer met die woorde, julle het gehoor, dan verwys hy na een of ander van die gebooie, en dan sê hy, maar ek sê vir julle. En daai refrein is geweldig belangrik, en ons moet seker maak, dat ons dit reg verstaan. Wat bedoel Jesus as hy elke keer sê, julle het gehoor, maar ek sê vir julle. As Jesus sê, julle het gehoor, bedoel hy nie, julle het iewers langs die pad, miskien toevallig hiervan of daarvan gehoor nie. 'n Beter interpretasie sou wees om te sê, Jesus sê, julle het groot geword met. Julle is so geleer. Julle ken die wette. Maar ek sê vir julle, en dan kom Jesus met sy herinterpretasie. Dit is eerste hoofpunt. Dan 2. Jesus neem baie praktiese en aktuele voorbeelde. Hy neem 'n hele klomp, ons gaan vandag net by 2 stil staan. Praktiese en aktuele voorbeelde, en dan reageer hy daarop. Die eerste een wil ek lees uit Matteus 5 vers 38-39. Julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand. So Jesus haal aan uit die Ou Testament, hy haal aan uit Eksodus 21 vers 24, Levitikus 24 vers 20 en Deuteronomium 19 vers 21. En ons weet dat die reël, die wet van die Ou Testament, van 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, was 'n goeie en 'n regverdige reëling. Dit was vir 'n doel ingestel, as iemand anders se lewe geneem het, het daai familie die reg gehad om daai persoon se lewe te neem. As iemand anders seer gemaak het, dan kon hy weer seer gemaak word. Dit was 'n goeie, ek herhaal, goeie en regverdige reëling. 'n Oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, en Jesus herinner hulle, julle het met hierdie wet groot geword. Maar, dan sê Jesus, maar ek sê vir julle. En voor ons kom by wat hy sê, iets het verander, of iets is in Jesus besig om te verander. Daarom kom Jesus met 'n herinterpretasie van die wet. Nou moet ons vra, maar wat is aan die verander? God hanteer ons nie meer volgens die reëls nie. Veral nie volgens die reël van vergelding nie. Hy hanteer ons anders. Hy vergewe ons. By hom gaan dit nie meer oor verdienste nie. Dit gaan oor genade. Dis 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, soos hulle dit verstaan het, is eintlik uitgedien. Ons moet verder gaan as dit. Waarom? Want Jesus het verder gegaan. Dit bring ons by ons derde hoofpunt. Hoe tree 'n mens op wat God se genade ervaar het? Hoe leef mens anders omdat jy God se genade ervaar het? Kom ons kyk eers gou na 2 ander moontlike optredes. Normale of tipiese of te verwagte optredes. Die een is, gewoonlik is die reaksie op enigiets wat verkeerd is, verset, beklei terug, ek moet wen, slaan my, dan slaan ek jou harder terug. Nou dit lei gewoonlik daartoe dat as iemand slaan en iemand slaan hom harder terug, dan sê hy, nee, nou moet ek jou weer harder slaan, want jy het my harder geslaan, sodat ek jou geslaan het. En net so, en dan is die hele ding
aan die gang. Ek het gisterand ook vertel van die storieetjie wat vir my vreeslik mooi is, van die twee boeties wat beklei het. En die pa kom daar aan en hy wil die ding uitsorteer en sê, wat gaan hier aan? Wie het begin? En die jongste boetie sê, papa, Pieter het eerste begin, hy het eerste teruggeslaan, sê hy het eerste teruggeslaan, en dit is omtrent hoe baie mense redeneer. Ek sê dis een moontlike reaksie, verset, beklei terug, slaan my, dan slaan ek jou harder. Daar's 'n tweede moontlikheid. En dit bekommer my nogal, dat dit dikwels as die Christelike weg voorgehou word. Hierdie tweede manier van optrede is, wees passief, gee oor, verdra alles, vat maar wat na jou kant toe kom. Jy moet dit opvreet, want jy's 'n Christen. Jy moet aanhou en uithou en backhou, want dit is wat, sê mense, by 'n Christen hoort. Nee, Jesus kom en hy stel 'n derde moontlikheid daar. En nou is daar 'n verrassing. Hierdie derde moontlikheid is nie 'n kompromie nie. Dis nie 'n goue middeweg tussen verset en net oorgee nie. Dit is heeltemal iets niets. Ons vierde hoofpunt. Die beginsel wat Jesus vir ons leer is, tree verrassend nuut op. Doen iets totaal ongewoon. Vang jou opponent totaal onkant. Nog 'n manier om dit te verwoord, te formuleer, ontlont die hele situasie. Wees sterker, wees groter, wees meer. Wys iets daarvan dat jy in Christus 'n nuwe mens is. En nou gaan ons na twee voorbeelde kyk, saam met hulle agtergrond. Die agtergrond help ons om die beginsel beter te verstaan. Nadat Jesus gesê het, julle het gehoor dat daar gesê is, 'n oog vir 'n oog en 'n tand vir 'n tand, sê hy, maar ek sê vir julle, julle moet julle nie teen 'n kwaadwillige mens verset nie. As iemand jou op die regter wang slaan, draai ook die ander wang na hom toe. Maar nou moet ons die agtergrond 'n bietjie in ag neem. As iemand jou op die regter wang slaan, dit het niks te doen met geweld, dit het niks te doen met aanranding nie. Kry die prentjie in jou kop dat iemand anders so met die rugkant van die hand so ligte veeg deur die gesig gee, net so veeg op die wang klap. Dis waaroor dit hier gaan. Dit was 'n poging om iemand te verneder. Dit was 'n poging om iemand uit te lok, om dalk terug te slaan, en as daai persoon gereageer het en teruggeslaan het, dan het die een wat die moeilikheid begin het, eintlik 'n verskoning gehad in sy eie kop, om nou nog meer drasties op te tree, en dan sou jy amper, maar nie amper nie, sou eintlik direk 'n wraak, weer wraak situasie kry. Daai klap, iemand op die regterwang slaan, is eintlik 'n klap wat gepas het by kinders, slawe, vroue en ander ondergeskiktes. Nou, kom ons kyk in die situasie wat Jesus skets, waar iemand anders so veeg gee. Ons sou dan nou twee tipiese reaksies kon kry. Die een sou wees dat jy net jou kop gryp en dit maar net aanvaar, jou maar net onderwerp, die persoon daarmee laat wegkom. Die tweede is die teenoorgestelde, dat jy sou, ek wil die Engelse woord gebruik, retaliate, dat jy sou vergeld, dat iemand wat so geklap word, harder sal terugslaan, en ons weet wat dan gaan gebeur. Jesus kies 'n ander opsie, en hy stel dit so, draai ook die ander wang. Met ander woorde, hy sê, weier om verneder te word.
Draai die ander wang. As iemand jou op die wang slaan, draai die ander wang, sê kom. Jy kan maar nog 'n keer slaan, maar ek gaan nie reageer nie. Ek gaan nie retaliate nie. Weier om verneder te word, wys, ek is in Christus sterker as jy. Stel die uitdager, die aggressor, in 'n verleentheid. Laat hom nadink, maak hom skaam. As iemand anders so sou klap op die wang, en hy sou die ander wang draai, sou die een wat eers geklap het, moes gedink het, hy sou tot stilstand moes ruk en sê, maar wat nou? En gaan ek regtig verder met hierdie ding? Laat hom nadink, maak hom skaam. Nou kom ons by die tweede voorbeeld, vers 41. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, dra dit vir hom 2 kilometer. Nou, die agtergrond. Die algemene gebruik was dat, omdat die Jode onderdane is in die Romeinse provinsie, kon enige soldaat, volgens wet, enige Jood opkommandeer om goed te dra. Dit sou gewoonlik, die Engelse woord is sy kit wees, sy toerusting dra. Maar daar was 'n beperking, net vir 1000 tree, en ek sal nou daarop ingaan. Net tussenin, onthou, dit is wat gebeur het met Simon van Sirene. Wanneer Jesus besig is om sy kruis te dra, en begin beswyk onder die kruis, dan word Simon van Sirene so opgekommandeer. Kom, jy, sommer so van die straat af, vat hierdie kruis en dra die kruis. Nou ek sê, hier was 'n mate van beskerming in, so die soldaat kon enige persoon opkommandeer om sy goed te dra, maar die wet het die persoon wat dra, beskerm, deur te sê net soveel. Nou hier staan in die vertaling 1 kilometer. Ek hou nie van die beskrywing 1 kilometer nie, want ek hou nie daarvan wanneer ons vertaal, dan ons iets verwerk nie. So ek hou van die vertaling 1000 tree. En hoekom hou ek van 1000 tree? Want dit gaan nie oor die afstand nie. As ons praat van 1000 tree, kan ek myself voorstel hoe daai persoon daai pak sou gedra het, maar elke tree afmeet. Jy weet, totdat jy naderhand by 980 tree kom, 981, 82, 83, 84, 1000, en plak die goed daar neer. So, as iemand so gedwing is om iemand se goed te dra, kon ons 2 moontlike reaksies kry. Die een is, onderwerp, doen dit, maar met bitterheid. En ek dink dis wat baie keer gebeur het. Dat die persoon wat moes dra het geweet, ek het nie 'n keuse nie. Ek moet my onderwerp, ek moet hierdie goed dra. Maar wat binne in sy gedagtes aangegaan het, kan ons osself net indink. Absolute bitterheid. 'n Tweede opsie sou wees, om jou te verset, om te sê, man, ek weier om jou goed te dra. Wat natuurlik die soldaat weer die geleentheid sou gegee het om aggressief teenoor jou op te tree en dat jy weer die weerwraak situasie. Jesus kom en hy leer. Neem beheer. Ontlont die situasie. Wees meer. Verstom die ander persoon. Maak hom skaam. Doen meer as wat van jou verwag kan word. As iemand jou dwing om sy goed 1 kilometer ver te dra, dra dit vir hom 2 kilometer. Kan jy dink wat die reaksie van 'n soldaat sou gewees het? Ek wil my nou half voorstel 'n soldaat op 'n perd. Ek wil my voorstel hierdie soldaat wat hierdie ou dwing en hierdie ou dra sy goed vir 1000 tree. En as hy by die 1000 tree kom en sê, hoorie, is jy seker wil jy ek moet dit net tot hier dra? Kan ek dit vir jou? Kan ek dit vir jou nog 1000? Kan ek vir jou nog 1000 tree dra? Ek kan my voorstel dat die ou val van sy perd af van verstomming en sê, wat gaan met jou aan? Maar dis wat Jesus voorstel. Wees meer, wees groter, verstom die ander persoon, doen meer as wat van jou verwag kan word.
Ons 5de punt. Ons moet nou self 'n bietjie vir ons indink in praktiese situasies. Waar en hoe gaan ek anders optree as wat van my verwag kan word? En natuurlik altyd waarom? Omdat ek verlos is in Christus. Dit raak die hele lewe en alle lewensterreine, maar ek gaan so 'n paar uitsonder. Waar het ek en jy geleentheid om anders op te tree, meer te doen, anders te doen as wat van ons verwag kan word? Ek wil so 'n paar terreine uitsonder. Die eerste een, skoonfamilie. Nou ek weet nie, maar dis 'n vreemde ding, maar feitelik almal het skoonfamilie. Is dit nie 'n interessante ding nie? Mense het altyd skoonfamilie. En dis interessant hoe die skoonfamilie ook kan irriteer, né? Dis hoe dit erger is as jou swaar iets doen, as wanneer jou broer dit sou gedoen het. En dan kom ons natuurlik nou by al die skoonmaak grappies, wat natuurlik nie almal grappies is nie, né? Skoonfamilie. Kan jy dink wat die effek sal wees as ons skoonfamilie so 'n bietjie anders hanteer? Hulle dalk skaam maak, deurdat ons verrassend optree. Tweede terrein wat ek wil noem, is die huwelik, en dit is baie belangrik. Sal dit nie 'n aaklige huwelik wees, as 'n man en vrou net vir mekaar doen wat hulle moet doen nie? En as dit ook die gesindheid is, ek het nou my plig gedoen, ek het nou gedoen wat ek moet. Is dit nie wonderlik as mens kan dink ek gaan vir jou meer doen, as wat eintlik van my verwag kan word nie? En kan jy dink wat se reaksie dit gaan uitlok? Want dan wil ek ook weer meer doen, en dan word dit oor en weer meer doenery vir mekaar. Kinders is nou nie hier nie, maar ek het die kinders as 'n voorbeeld ook in. Ja, een van die tipiese goed wat in elke huis lyk my maar gebeur, is as daar nou nie 'n skorrelgoedwasmasjien is nie, dan is daar altyd 'n bekleierery oor die skorrelgoed. Nee, maar ek het laas gewas. Nee, is nie my beurt nie, is jou beurt. Nee, laas keer was dit meer skorrelgoed as hierdie keer is meer as laas. Dit is die gewone patroon. Kan jy dink hoe verstom sal ouers wees as kinders van self die skorrelgoed was? Ek het sommer 'n ander simpel voorbeeld ook genoem. As kind die opdrag kry, jy moet die hondebollie optel. En jy kom terug en sê, pa, ma, ek het al die hondebollie opgetel, en ek het sommer die katsandbak ook skoon gemaak en nuwe katsand ingesit. Toeps, val jou ouers om van verstomming, maar dit sal 'n nuwe gesindheid kweek. OK, en dan kom ek by die mees sensitiewe voorbeeld, maar ook die een waar ons die grootste geleentheid het om spreekwoordelik die ander wang te draai en die tweede, ou spreekwoord, tweede myl te stap. En dit is as dit kom by padgebruik. Daai frustrasie van iemand wat voor jou indruk, en dan jou reaksie gewoonlik om hom te probeer uitdruk. En dan wanneer hy wel in die pad kom, dan kom hy verby jou en dan wil hy jou weer afdruk. Ag mense. Nou moet ek sê, in die verlede het dit al baie keer gebeur as ek gepreek het, dat iemand vir my na die tyd sê, Bram, jy het vanoggend net vir my gepreek. En dan sê ek gewoonlik vir hulle, jong, dis omdat ek vanoggend vir my gepreek het, dat dit vir jou voel, ek het vir jou gepreek. Ek vorder ook maar nog stadig op hierdie pad. Maar ek het al bevrydende oomblikke gehad, dat wanneer ons iemand wat wil indruk, die geleentheid gee om in te druk. Onthou net, as iemand wil indruk en jy gee hom 'n kans, dan het hy nie voor jou ingedruk nie. Dan het jy hom 'n kans gegee, dan het jy niks om oor kwaad te word nie. En dit het verrassende gevolge. Laaste twee, werkgewers en werknemers. As jy 'n werkgewer is, moenie net die nodigste of die minimum doen vir jou werkers nie. Verstom hulle. Doen meer as wat van jou verwag kan word. En as jy 'n werknemer is, moet ook nie werk met 'n gesindheid van ek doen net die nodigste nie. Maar iemand het my gisterand na die boodskap daarop gewys en gesê, ja, ongelukkig,
wanneer werknemers bereid is om meer te doen as wat van hulle verwag kan word, dan word hulle uitgebuit. En dis daarom ook nou nie die bedoeling nie. Punt is, ons het daagliks uitdagings en daagliks geleenthede om anders op te tree. Ons 6de en laaste punt, die beginsel. Dit gaan nie oor passiewe onderwerping nie. Dit gaan nie oor selfvergelding nie. Dit gaan oor meer, beter, anders, nuut dink vanuit my verlossing. En dit wat Jesus hier in die bergrede beskryf, word in die teologie genoem Jesus se leer van oorvloedige geregtigheid. Nie nuwe wette nie, nie nuwe reëls nie. Nie meer wette nie, nie meer reëls nie, maar oorvloediger geregtigheid. Amen. Here, terwyl ons so luister, kan ons waarskynlik almal vir ons in sekere situasies indink. En kan ons ook eerlik wees en erken, ek kon in daardie situasie anders opgetree het. Ons wil bid dat U deur die Gees vir ons sal lei om te groei in oorvloediger geregtigheid. Om anders te dink en anders te doen en anders te leef op grond van U soenverdienste. Hoor ons asseblief. Amen. Geliefdes, die genade van die Here Jesus Christus, die genade van God ons Vader en die teenwoordigheid, die lerende teenwoordigheid van die Heilige Gees bly by U almal. Amen.